Die potensiële energiediagram vir 'n chemiese reaksie word getoon. Daar gaan 3 stellings gemaak word en telkens moet ons bepaal of die stelling waar of vals is. Stelling 1. X verteenwoordig die potensiële energie van die produkte wat tydens die terugwaartse reaksie gevorm word. Nou, vir die voorwaartse reaksie is X die energie van die reaktanse. So vir die terugwaartse reaksie sal X die energie van die produkte voorstel. So stelling 1 is inderdaad korrek. Stelling 2. Die grafiek kan 'n voorstelling van die verandering in potensiële energie vir die volgende reaksie wees. Nou hierdie is 'n dissosiasiereaksie. Die kalsiumkarbonaat dissosieer in kalsiumkatione en karbonaatanione. Maar wat belangrik vir ons is die reaksie warmte wat positief is. En omdat dit positief is, beteken dit hierdie is 'n endotermiese reaksie. As ons kyk na ons grafiek, dan sien ons dit stel ook 'n endotermiese reaksie voor, want die potensiële energie van die produkte is hoër as die potensiële energie van die reaktanse. So stelling 2 is korrek. Stelling 3. Die grafiek kan 'n voorstelling van die verandering in potensiële energie vir die verbranding van metaan wees. Nou die verbranding van metaan, en ek nie nodig om dit te doen nie, maar kom ek doen dit, dan hersien ons dit somme ook. Jy begin met metaan, dit reageer met 'n oormaat suurstof, dit is wat verbranding is, en ons produkte is koolstofdioksied plus water, en om hom te balanseer kort ons 'n 2 dae, dan is ons waterstowwe gebalanseer, en ons kort 'n 2 dae. Maar hierdie is 'n eksotermiese reaksie. Verbranding stel energie vry, dit is eksotermies. Hierdie grafiek is endotermies. Met ander woorde, stelling 3 is verkeerd.